My way will be gone.
I pray. As I knelt there on the floor, He reminded me just once more that the answer was already on the way. Oh yes, the answer's on the way. Yes, I know. Jesus said, I believe, and
His peace, like a river to my soul. When I see holy, 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 I can feel the deep waters around it. When I see holy, holy, to be called by that name, like the shepherd, he will bring me safely home, and I will sing holy, 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 to the Lord who sits upon the throne. I will sing holy, holy, Our hands will take up and pray.
wille van ons. Here, dankie daarvoor. Waar sou ons gewees het as dit nie was vir daardie prys wat vir ons betaal is? Dankie vir môre daarvoor. Vader, dankie dat ons vanmôre hier naam groot maak in sang. Vra ook, o Here, dat ons hart ontvanklik sal maak vir die woord vanmôre. Ewig met dankie. In Christus naam. Amen. Loop die Here in die sitplek neem. Broeder en suster, ek wil vir julle gedeelte lees uit 1 Tessalonisense 5. En ek wil vir julle lees die 16de en die 18de vers, tot die 18de vers daar. Die 16de vers is weer baie mooi. Hy sê, wees altyd deurbly. Dis 'n baie moeilike ding. Maar dan gaan vers 17 en hy sê, bid sonder ophou. En vers 18 sê, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Amen. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Ek het Vrydag 'n begrafnis gehad en ek het ander dag van die tannie vertel, ek dink verlede Sondag het ek iets vertel van die tannie wat gebid het. Maar terwyl ek nou daar kom en ek kry die begrafnisbrief, ek het nog nie voor die tyd gesien nie. Te sien dit wat staan op hierdie begrafnisbrief van hierdie moedertjie van 102. Haar begrafnisbrief, die eerste 2 bladsye, was vol dankbaarheid. Met 'n hele lys van gebede wat beantwoord is, dinge waarvoor sy gebid het. Mense het na haar toe gekom en vir haar gevra, bid saam met my vir hierdie saak. En dan die Here uitkoms gegee. En dis 'n verskeidenheid goed wat op daai brief staan. En ek het dit gelees en ek het net besef, dis kosbaar. Dis kosbaar om te weet dat sy het gebid vir baie mense. Maar dis meer kosbaar om te weet dat die Here daardie gebede beantwoord. Maar die feit dat hulle vir haar dankie sê vir haar gebede op die begrafnisbrief was baie besonder. Nou ja, ons moet weet dat dankie op sigself is nie 'n woord wat eintlik in die Bybel voorkom nie. Nie die woord dankie self. Inteendeel, dit kom feitelik glad nie voor nie. Maar woorde soos dank en dankbaarheid kom wel in die Bybel voor. Nie ons gebruik die woord dankie nie, maar die woord dank en danksegging en dankbaar. Dit kom in die Bybel voor, so meer as 150 keer. Maar dit is een van die belangrikste temas in die woord van die Here. Danksegging. En kyk ons na hierdie gedeelte wat ons gelees het, dan sê dit wees altyd in alles althans dankbaar. Want dit is die wil van God. Woorde soos dank en danksegging word gebruik en hierdie 2 begrippe kom baie voor in die Bybel. Dis een van die belangrikste temas in die Bybel. Psalm 100 vers 4 sê, gaan sy poorte binne met dank. Ander vertaling gebruik lof, saam met dank. Hierdie gedeelte wat ek gelees het vanmôre sê, wees in alles dankbaar. En ek weet, en ek het dit al gesê ook, is nie maklik. Is nie maklik om altyd bly te wees nie. Dit is nie altyd maklik om dankbaar te wees nie, want daar gebeur dinge in ons lewens en sê, maar hoe moet ek hiervoor dankbaar wees? Kolossense 3 vers 17. Hy sê, wat julle ook al doen, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Jesus self het vir ons 'n voorbeeld gestel van dank en dankbaarheid. In Matteus 14 vers 9, voordat hy die brood vermeerder het hy gedank. Het hy dankie gesê. In Johannes 11 vers 41, daar by Lazarus se graf het Jesus gebid en hy bid hierdie volgende woorde: Vader, ek dank U. Hier staan hy en hy dank die Vader. Maar daar's redes en dinge waarvoor hy die Vader dank. En vandag het u en ek 'n geleentheid om by hierdie nagmaaltafel aan te sit. En Jesus het volgens Lukas 22 vers 19, toe hy die nagmaalbrood geneem het en die beker, toe hy die nagmaal ingestel het hy die brood geneem. En weer eens het hy God gedank daarvoor. Weer eens was daar dankbaarheid.
Weet jy, besef jy hoe moeilik moes dit vir Christus gewees het? Hier sê hy vir hulle, neem, dis my, hierdie brood, neem weet, dis my liggaam, wat vir julle gebreke verbrei sal gaan word. Neem, drink, dit is my bloed in die Nuwe Testament wat vir julle uitgestort geword, terwyl hy geweet het hoe 'n onregverdige en verskoning en wrede dood gaan hy sterf. Nou dank net die Vader daarvoor. Die sien is tot ons voordeel. Die apostel het, Paulus het voortdurend rede gevind om God te dank. In Efesiërs 5:20 skryf hy, dank God altyd vir alles. Filippense 4:6 sê hy, bid met danksegging. En as teksvers, ons teksvers sê hy, wees in alles dankbaar. Nou dankbaarheid vir beantwoorde gebede op daardie begrafnisbrief. Ek wil laat terugdink aan 'n gebeurtenis wat ek al in die verlede iewers vertel het. Maar dit was so vars in my geheue dat ek gedink het ek wil vanmôre ook met u deel. Ek moet by 'n apteek in 2021 stop in Swellendam om iets daar te koop. En ek is gewoon dat waar ons vandaan kom, as jy tussen 1 en 2 by 'n apteek stop, is hy oop. Jy kan hom baie te jou oop. En toe ek daar by die apteek stop, toe staan daar 'n nota op hierdie deur wat sê hy is toe tussen 1 en 2. En ek besluit om kalm te bly. Daar is daarom 'n apteek. En ek is dankbaar dat daar 'n apteek is. Want jy weet, ek het in Namibië gery 400 km, toe kom ek by 'n plek waar hulle my sê, hier is 'n apteek, en toe ek daar stop, te sê dit nee, ons kry net voorskrifte, en dan kom al mense hulle voorskrifte, jy kan nie hier goed van 'n rak afkoop nie. So daar kon ek dan goed van 'n rak afkoop, ek moes net wag. En ek besluit om te wag tot 2 uur toe. Ek weet nie meer hoe lank was dit dat ek moes wag nie, maar terwyl ek so in die motor sit, kom daar 'n seentjie van so 8 of 9 jaar, en hy kom klop so op my venster. En ek het geweet, ek kan hom ignoreer, maar hy gaan aanhou klop en hy gaan lastig wees hier tot ek hom aandag gee. So ek gee hom toe my aandag. En toe ek die venster oopmaak, sê hy, meneer het meneer nie dalk vir my 'n paar rand nie. Dok, dis mos nie so maklik nie. Ek vra hom toe eers 'n paar vrae. Waar is jou ma? Waar is jou pa? Hoekom bedel jy? Hoekom vra jy? En al hierdie dinge, want ek wil mos nou weet wat soek 'n kind van 8 of 9 so op straat en hom vra hy. Maar na ek hom klomp vrae gevra het en ek nou genoeg gehad het van die vrae hy toe. Kyk ek hier tussen die 2 sitplekke is daar 'n so bakkie en daar in net op die silwer. En ek steek my hand daar uit en ek haal 3 R5 stukke daar uit. En ek gee dit vir hom. En hierdie knaap kyk so na hierdie 3 geldstukke. Hy sê, meneer, dis dan net R15. My eerste gedagte was, jy is ondankbaar. Jy het niks gedoen vir hierdie behalwe om my te pla. En ek sê te vir hom, maar dis reg, maar jy moet vir my dankie sê of gee my geld terug. Hy sê, is reg meneer. Nou draai hy om na gaan. Met my R15 en met die dankie. Maar ek sien toe hy praat so eentjie daar van ons 'n kafee en hy gaan praat daar met 'n ander kind, min of meer so oud soos hy. En hier kom hy terug, kom die ander kind toe aan. Hy sê, meneer, kan meneer my nie ook R15 gee nie? En ek gee toe vir hom R15, want ek het nou sy maatjie gegee. En dadelik sê hy uit sy eie uit, dankie. En ek dog, wie wat dit dalk nou vir my R30 gekos, om 'n kind te leer om dankie te sê. En ek hoop hy onthou dit, net in ander omstandighede. En die vraag in dit alles in my gemoed was nou, waarvoor sê ek alles dankie? Wat het ek waarvoor ek als dankie kan sê? En daar is soveel dinge waarvoor ek kan dankie sê. Hal Bolland, 'n Amerikaanse skrywer en 'n natuurkenner, skryf in 1964 'n boek, Sundial of Seasons. Nou hierdie ou het baie gekyk na watse lesse kan ons as mens leer uit die natuur uit. Watse boodskappe leer die natuur ons? Maar hy skryf in hierdie boek 'n sinnetjie wat vir my kosbaar is. Hy sê, no winter lasts forever, and no spring slips its turn. Vry vertaal sê dit vir my, geen winter hou vir altyd, en geen lente
verbeur ooit sy beurt. En dan praat ons nie net van die fisiese soen waar ons koud kry en waar die blommetjies kom en ons sing, dis heerlike lente en vrolik is die veld en sulke goed nie. Nee, ek praat van daardie tye in jou lewe wat jy ervaar, dit is 'n wintertyd, dit is 'n moeilike tyd. Dit lyk vir jou alles hier om jou is dor en daar's niks wat vir jou bly maak nie, dis morbied. Daar's niks wat groen is. Maar daardie tye in ou se lewe gaan ook verby en dan kom tye van dankbaarheid en tye van blydskap, lentetye waar jy weet wat alles het verander. Ek is nie vir altyd hier onder in die vallei nie, ek kom ook hier na ander stadium op die berg. Moeilike tye gaan verby en beter tye kom. En as jy dalk nou in moeilike tye vasgevang is, hou vas in hierdie woorde van hierdie skrywer, van hierdie Amerikaner. As jy winter gaan verby en lente kom. Weet ek het 'n bietjie gaan kyk en navorsing het bewys dat mense gewoonlik die meeste dankbaar is vir 'n paar dinge. Dinge soos 'n goeie verhouding met familie en met 'n lewensmaat en huweliksmaats en mense wat hulle ondersteun. Die positiewe mense in hulle lewens. Mense is ook dankbaar vir goeie gesondheid. Veral as daar in hulle lewens ernstige siekte en sulke dinge was. Mense is ook baie keer dankbaar om te kan lewe en vir die voorsiening wat hulle ervaar en ontvang. Mense is soms dankbaar vir kos en klere en oor 'n dak oor ons kop. Ek het nou môre toe lê en luister, ek weet nie hoe laat dit was nie en ek hoor die voëls in die bome en ek hoor iemand se donkie raas en ek hoor ergens is daar 'n bees ook wakker en ergens is daar skape wat gepla word deur hierdie bees wat wakker is en ek lê so en luister en ek sê Here, dankie dat ek kan hoor. Dankie dat ek kan hoor. Dankie Here vir voëls wat hier rondom my is. Dankie Here dat ek kan waarneem. En ek lê net daar en ek dank die Here van hierdie kosbare dinge wat eintlik deel is van ons lewens. Weet ek sal nooit vergeet nie, ek bly in Gansbaai, in die kelders. En ek is 300 meter van die see af en ek kyk by elke venster aan die linkerkant van die huis kyk ek uit en ek sien see. En dit is wonderlik. En dan word ek vroeg in die môre wakker en dan wag ek om 'n voël te hoor en ek hoor geen voël nie. Niks. En is logies, daar's die bome om en die ander voëls nog wat sit. En toe ek hier kom en ek hoor weer die voëls so vroeg in die oggend, is ek dankbaar dat ek die voëls kan hoor. Mense is dankbaar om te kan lewe en voorsiening en al daardie dinge. Mense is dankbaar vir vrede, mense is dankbaar vir veiligheid. Mense is dankbaar vir liefde en aanvaarding. Kyk ek vanmôre vanuit 'n Bybelse perspektief na dankbaarheid. En dit waarvoor ons dankbaar behoort te wees. Dan is dit al daardie dinge wat ek so pas genoem het, maar daar is ook dinge soos ons redding. As 'n liedjie wat ons gesing het, dit laat my so lekker sing. My sonde is vergewe en ek gaan vir ewig lewe. Spreek van dankbaar, van redding, wat daar in Christus Jesus te vind is. God se genade van vergifnis, die gawes van die Heilige Gees, God se liefde, God se getrouheid. Maar navorsing het ook bewys dat mense wat daarop ingestel is om dankbaar te wees, en alles te wees, meer vreugde in hulle lewens ervaar. Minder stres het, dit verlig stres. Daarom stem ek heeltemal met koning Salomo saam wanneer hy sê dat blydskap is genesing vir jou gebeente. Beter verhoudings het, groter lewenstevredenheid het. Dan is die vraag maar, wat kan u en ek doen ten opsigte van dankbaarheid? Ons kan onthou God se goedheid en sy guns, sy voorsiening in ons lewens. Koning Dawid skryf, hy sê, vergeet geen een van sy weldade nie. Onthou hulle almal. Ek het eendag by 'n kerk gekom en toe hang allerlei goeders teen 'n muur. En ek sê, wat is hier? En hulle sê, dit is 'n wolk van getuienis. Ons kan die Here dankie sê vir al die dinge wat hy vir ons gedoen het. En elke van hierdie dinge wat teen die muur hang, sê vir ons iets van die genade van God. Ons kan vanmôre ingestel wees op dankbaarheid. Om dankbaar te probeer wees in alles. Sodat ons meer vreugde kan ervaar
minder stres het, beter verhoudings het, groter lewenstevredenheid het. En wat kan jy net doen? Ons kan onthou die goedheid en die guns en die dinge wat die Here vir ons gee. Vanmôre, toe ek nou so dink aan hierdie boodskap van vanoggend, toe dink ek daaraan, ek is die Here dankbaar vir baie dinge in my lewe. Want een van die dinge wat ons nie moet doen nie, is om te vergelyk met ander mense, maar daar's altyd iemand anders wat minder het as ek. Altyd iemand anders wat, hoe sê hulle, moenie kla oor jou stukkende skoene nie, gaan kyk na die ou wat nie 'n been het nie. Moenie kla oor jy nie so lekker kan sien nie, kla oor die ou wat glad nie kan sien. Of nie kla nie, dink aan hom. Dan weet jy, daar is rede vir dankbaarheid in jou lewe. En een van die dinge wat ons kan doen om 'n ingesteldheid te kweek van dankbaarheid is om te bid met danksegging, om dankie te sê en nie te fokus op al die negatiewe dinge nie, maar te fokus op die goeie dinge, die positiewe dinge in jou lewe. Sodat ons kan fokus daarop om meer tevrede te wees. En ek wil weer eens sê, en ek het dit nou net genoem, ek wil dit weer noem, hou op om jou lewe en jou omstandighede met die van ander te vergelyk. Jy is uniek soos wat jy is. En jy het nou moeiliker omstandighede as ander. Want jy ken ook nie 'n ander se hartseer nie. Jy ken ook nie 'n ander se omstandighede werklik nie. Want ons kyk op sigbaarde en ons beoordeel op sigbaarde. Maar moenie fokus op ander nie. Verander jou fokus en moenie kyk na daardie dinge wat jou ontevredenheid laat toeneem nie. Ek weet van 'n tannie, die tafelgebed het gegaan. Maak ons dankbaar vir alles of vir die ete wat ons gaan geniet. So met die eerste of die tweede hapie van iets, dis daar 'n klagte, maar hierdie is te sout, of hierdie is te min sout, of hierdie is te iets. En die tannie wat die bord kos, sê, vat hom weg en sy stap met hom. Sê, wat maak jy nou met my kos? Nee, jy is nie dankbaar vir hierdie kos. En daar was 'n groot les. Maar moenie kyk na die vleis wat taai is nie, kyk net lekker hoe soet is die pompoen. Moenie kyk na net die soet pompoen nie, kyk na die feit dat jy wel vleis in jou bord het. Daar's 'n ander ou wat sal wil gee vir 'n stukkie taai vleis. Jou foto van taai vleis is ek sny hom in die helfte. Dan kan ek later wil ek weer moet hê die tweede deel weet. Sê dit graag. Moenie kyk na dit wat jy kan kritiseer nie, maar eerder na dit wat jy kan iets positief oorsien. Moenie kyk na wat jy kan kritiseer nie, want ons is baie keer sit ons in ons wandeling in die lewe met 'n kritiese oog en ons kritiseer die dinge wat nie reg is nie, terwyl daar soveel ander dinge is wat reg is. Ek het al by saam met mense geëet wat daar 'n klagte is oor die of daai dis. Wees dankbaar jy het dit in jou bord. Wees dankbaar as iemand wat dit vir jou voorberei het. Moenie kyk na dit wat jy kan kritiseer nie, dis maklike deel. Want dit breek af. Nie net 'n ander nie, maar dit breek jouself ook af in jou denke en in jou vreugde en jou lewensblyheid en in jou eie tevredenheid in hierdie lewe en ontneem jou van jou vreugde en dit help jou nie eers 'n bietjie stres in jou lewe weg te vat. Moenie vaskyk na die wintertye in jou lewe nie. Kyk na God se genade vir jou in die wintertye. Ek het dit al genoem, maar laat ek dit maar weer noem. Moenie kyk na die man na die leeu in die leeukuil nie. Kyk na die God wat saam met jou in die leeukuil is, so die leeu se bek sluit. Kyk na God se genade. Wintertye in jou lewe kom en dit gaan verby, dit gaan beslis verby. En ek moet onthou dat dankbaarheid is 'n keuse, dis 'n denkwyse, dis 'n denkpatroon en jy moet leer om dankbaar te wees. Ek het alreeds gesê die boek Psalm is die wonderlikste voorbeeld van gebede, want as jy gaan kyk na wat Dawid altyd gebid het. Hy het sy probleme aan die Here bekend gemaak, maar hy het nooit nagelaat om die Here te loof, die Here te dank, die goedertierenheid en die getrouheid van God te besing. Dankbaarheid is 'n keuse, ek kies om dankbaar te wees.
En jy moet fokus daarop. En jy kan jouself die vraag vra, waarvoor is ek vandag dankbaar? Waar het ek God se hand vandag in my lewe gesien? Spreek jou dankbaarheid uit. Moenie bang wees om te sê ek is dankbaar vir dit en ek is dankbaar vir dit nie. Ek sluit af. Met hierdie woorde waaroor jy dink, beïnvloed hoe jy voel. Waaroor jy dink, beïnvloed hoe jy voel. As jy aan die negatiewe dink, die goeders wat jy kan kritiseer dink, en jy dink aan die foute en die probleme en al daardie dinge, dan gaan dit jou beïnvloed hoe jy dink. As ek moet gaan kyk na al die verkeerde dinge van argumentshalwe wat my kinders doen, dan gaan dit my denke uiteindelik beïnvloed. Op my denke gaan my gevoel beïnvloed. Maar hoe jy voel beïnvloed wat jy doen. En wat jy doen, versterk weer jou manier van denk of dink. Dit raak 'n negatiewe kringloop, maar op die oomblik wanneer jy begin positief dink, en wanneer jy begin opbouend dink, en wanneer jy begin met 'n ingesteldheid van dankbaarheid, dan gaan dit jou manier hoe jy voel beïnvloed, en jy gaan beter voel oor goed. Jy gaan beter voel oor 'n stukkie taaivleis wat in jou bord lê, want jy weet jy kon sonder hom gesit het. En weet wat gaan jy doen? Omdat jy dink, dankie vir hierdie stukkie taaivleis, gaan jy die stukkie taaivleis eet. Jy gaan dalk 'n kleiner stukkies opsit, jy gaan dalk langer kou, maar jy gaan hom eet met dankbaarheid. En ek hou net maar vleis as 'n voorbeeld. Kom die woord van die Here in Filippense 4 vers 8. Hy sê, dink aan wat goed en wat lofwaardig is. Hy sê, dink aan daardie dinge wat daarbo is, wat lieflik is, wat loflik is. Moenie dink aan al die negatiewe dinge en daardie dinge wat jou net hartseer en te neergedruk maak nie. Want dit raak maklik 'n oorweldigende ding. Ek het al met mense gesels in my lewe wat hulle kan net nie wegkom van 'n negatiewe gebeurtenis in hulle lewe nie. Dit is amper asof hulle dit vashou. Dit is amper asof hulle die roof oor die seer bly afkrap. En al maniere hoe jy dit gaan oorwin is om te leer om ook in jou hartseer of jou negatiewe omstandighede of in jou wat ook al kan dankbaar te wees. Ek het gesê, ek gaan nie weer na 'n rugbywedstryd kyk by 'n paviljoen nie, by 'n stadion. By die laaste keer wat ek daar was, toe steel hulle my selfoon uit my sak en my hande was vol goed wat ek gedra het, en dit was so vinnig gewees. En onmiddellik wil ek hierdie foon gaan stop, en ek het nie 'n foon by my of iemand saam met my 'n foon wat ek kan gebruik nie. En ek ry na 'n motorhawe toe en daar stop ek en ek vra vir die vrou daar agter, ek sal betaal, kan ek net 'n telefoon gebruik? Sy sê, ja, jy kan foon gebruik. Sy sê, maar ek sal jou my foon gee om te gebruik. Nou, ek sê vir my, weet jy wat, nadat ek die nommer en wat ook al gekanselleer het, sê sy vir my, hou hom nou maar vir die week en dan kom jy en bring hom vir my terug. Sy ken my van nêrens af nie. Ek sê, baie dankie, maar dis reg, ek sal reg. Maar net daardie hele situasie van sy is bereid om my te help terwyl 'n ander ou my skade gedoen het my dankbaarheid, my ongelukkigheid, my ontevredenheid en dankbaarheid verander, omdat ek besef het, wie wat, ek het iemand ontmoet wat iets omgee vir hulle medemens. Al hou dit 'n risiko in vir hulle. Maar dit stop nie daar nie, en toe ek nou gaan kyk, het ek versekering op my foon, toe besef ek het nie versekering op my foon nie by die telefoonmaatskappy nie. Maar om een of ander rede kom ek toe nou agter, maar ek het versekering op hierdie foon teen diefstal. Oor 'n keer wat ons oor see gegaan het, het ek die foon op my versekering gesit, sou hom dalk in 'n eerste wêreldland steel. Wat toe eintlik in 'n ander land gebeur het, maar in elk geval. En ek bel die versekering, ek sê, luister, hierdie ding geld hy nog? Ja, sê hulle, betaal vir daai week, betaal vir my geld uit genoeg vir my om 'n ander foon te koop. En daar gaan ek aan. Dan kry jy 'n beter foon.
Verstaan nie wat ek vir julle sê, negatiewe goed in my lewe gebeur. Maar saam met die negatiewe goed wat in my lewe gebeur het ek rede gevind vir dankbaarheid. En ek moet eerlik sê, ek het eers gemurmureer en ek het eers gekla en ek het ook gedink, hoe gaan ek 'n ou as ek om die hande kan kry sy nek omdraai en om sy oor ophang of wat ook al. Maar toe begin ek besef, saam met my verlies, is daar ook rede vir dankbaarheid. En ek het my fokus verskuif. En ek wil vanmôre vir julle sê, dis iets wat ons in gedagte moet hou op 'n dag soos vandag. Ons sit hier en ons gaan aansit by 'n tafel. Hierdie is nie 'n tafel van die AGS Lighuis-Sindra nie. Hierdie is die tafel van die Here. Jy is welkom om deel te hê. Maar wanneer ons aansit by hierdie tafel vanmôre, dan doen ons dit ook vanmôre met die wete en met dankbaarheid dat 'n Christus, 'n verlosser, die seun van God het gesterwe vir jou en vir my sonder dat hy nodig gehad het om dit te doen. Wat baat God daarbey om sy seun te stuur om vir jou en vir my te sterf? Ons is die wat voordeel trek. En hierdie tafel spreek vanmôre vir my en vir jou van 'n rede vir dankbaarheid. God het my so lief gehad. Hy het jou so lief gehad dat hy sy seun gestuur het. Dat ons kan redding kry, vergifnis kry, verlossing kry, oorwinning kry, noem dit net wat jy wil vanmôre. Maar wanneer ons aan hierdie tafel aansit, dan onthou ons ook, daar's 'n God wat jou lief het. Ongeag die omstandighede, daar's 'n rede vir 'n dankie. God hou my in gedagte. God hou my in sy hand. God is met my. Ek voel dit nie altyd nie. Ek ervaar dit nie altyd nie. Maar die realiteit en die waarheid is, God is nie 'n God van ver nie, hy is 'n God van naby. Hy is met ons. Hierdie tafel herinner my dat ons wandel in daardie geloof dat God met ons is. Maar daar breek ook 'n dag en 'n tyd in ons lewens aan wat die Here Jesus gaan kom. Miskien het ons dalk al verhuis na ons hemelse woning toe, miskien nog nie. Maar daar gaan 'n dag kom wat hy kom, want hy vergeet ons nie. As ons al reeds by hom is, dan sit ons aan by 'n feesmaal vir ons voorberei. As ons nog in hierdie wêreld is as hy kom, dan weet ons hy kom. Hy kom om ons te kom haal. En dit wil my ook bedankbaarheid. Mag die Here u help en my help, dat ons sal strewe daarna elke dag in ons lewe om te fokus op dankbaarheid. Daar was 'n man met die van Kipling, hy het boeke geskryf. 'n Joernalis het met hom 'n onderhoud gevoer. Toe sê die joernalis vir hom, ek het uitgewerk met al hierdie boeke, ek dink hy het 26 of 30 boeke of iets geskryf, ek kan nie meer mooi doen, maar al hierdie boeke wat jy geskryf het, hulle soveel woorde in elke boek, en met die geld wat jy gemaak het in die verkoop van die boeke, beteken dit dat jy $100 gekry vir elke woord wat jy geskryf het. Hierdie joernalis gaan sê, ek gee vir jou $100 as jy vir my kan sê, watter woord is die belangrikste woord. En hierdie ou vat die $100, en hy sit in sy sak, en hy sê vir hom dankie, en hy draai om my nou. Dis die woord wat vir hom die meeste beteken het. Dankie. Ek gaan bid dat die Here sê dankie vir hierdie tafel. Bid saam op my naby sit in die hart en die gedagte. Dan gaan ek vra die broers wat my wildsom gewees by die bediening van die tafel of my na vore te kom. Asseblief, Vader, ons sê vir U dankie dat ons vanmôre kan aansit aan hierdie tafel. Dankie dat ons kan herinner word daaraan dat U 'n God van liefde is. Dat U vir ons tot die dood toe lief gehad het, Here, dat U seën gegee om ons te sterf op 'n wrede wyse. Maar Here, hy het vir ons verlossing verdien, hy het vir ons vergifnis verdien, hy het vir ons redding verdien. Maar Vader, daarvoor sê ons vanmôre vir U dankie. Dankie vir 'n liggaam wat vir ons onthaalwe ontbreek is. Dankie vir bloed wat vir ons onthaalwe gestort is. Kom ek vra, Here, seën ons ook in hierdie dag wanneer ons in hierdie tafel sit met dankbaarheid. Help ons, Here, om te leef met 'n ingesteldheid van dankbaarheid. Ek vra dit in Christus naam. Amen. My broers op my na vore te tree asseblief.
Gesê, nee Petrus, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. En so het ek ook gedank vir die Petrus. Gesê, dit is die Nuwe Testament vir my soos. Hierdie tafel getuig vanmôre van 'n nuwe verbond, 'n nuwe ooreenkoms met die Vader. Ons gaan nie bedien met die brood, kan vir ons wag en sê, broers, die taal bedien het gelekker bedien met die brood. Daarna sal ons die kelkies en die beker aan die bedien. As jy met die beker bedien word, kan jy net jou hand opsteek.
net vir die hand opsteek. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vanmôre kon ons sit aan hierdie tafel. Dankie Here dat ons ook vanmôre na afloop van hierdie diens 'n versie kan gaan geniet. Seën dit ook, o Here. Seën een en elkeen in hierdie week, hoe te bewaar en beskerm, dat die hand van genade en voorsiening vir hulle uitgestrek sal wees. Here, hulle wat siekte het, hulle wat genesing nodig het, dat hulle ook sal raak sien. Ek vra dit vanmôre in Christus naam en ek dank U daarvoor. Amen. U is welkom saam met ons na